Wat het die aanslag van die VSA op Venezuela, die ontvoering van hulle president Maduro deur die VSA, Chris Wyatt, Cyril Ramaphosa en Suid-Afrika met mekaar uit te waai? Dat is 'n baie interessante storie. En dit gaan oor 'n video wat hy die laaste 10 ure gemaak het, so wat is vandag se datum, 4 Januarie 2025. En hy maak toe 'n video, is Cyril Ramaphosa facing his Maduro moment. En dit gaan daaroor dat Chris Wyatt in sy arrogansie eintlik die Suid-Afrikaanse regering dreig met 'n Venezuela situasie. Nou sal baie mense sê, ag, dis wonderlik, raak ontslaaf van Cyril Ramaphosa. Julle moet verstaan, wanneer die VSA 'n regime change in Suid-Afrika uitvoer, soos wat hulle dit nou gedoen het in Venezuela, want dit is hulle groot plan op die tafel, sal dit nie vreedsaam geskied nie. Daar sal bloed wees in die strate. En daarvoor moet mens dan nou maar vir die VSA dankie sê, aangesien hulle so graag dit wil uitvoer. Nou is dit vir my interessant, dat die VSA internasionale wetgewing verbreek en hulle eie landswet, hulle eie grondwet verbreek om 'n aanval te loods op 'n soewereine land, Venezuela, met 'n klomp redes, smoke and mirror redes, om sogenaamd van daardie president ontslae te raak. Hulle het hom ontvoer na 'n militêre gevangenis, hom en sy vrou, en hulle gaan hom nou verhoor. Nou kan jy glo dat die Amerikaanse regering so arrogant en voor op die wa is. Dis soos 'n boelie werk. Dit is soos die maffia werk. Dis soos 'n terroriste organisasie werk. So luister 'n bietjie hoe Trump so trots is op dit wat hy kwytraak, en dan gaan ek jou verduidelik wat raak Chris Wyatt kwyt. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas. Nou, Trump wil dit laat klink asof dit 'n vreeslike goeie ding is wat hy reg gekry het. Maar eintlik het hy net gewerk namens die Joodse lobby, die oil mafia en die petrodollar. Dit gaan hier oor die Amerikaanse ekonomie wat daarmee heen is, die geweldig baie skuld in die petrodollar. Nou ja, daar is 'n klomp leuns vertel, onder andere dat daar 'n groot invloed is van dwelms uit Venezuela. Nou dis 'n leuen. Die dwelms kom in via Mexico, die fentanyl, wat soveel skade doen in die VSA, kom deur Mexico. Maar jy hoor nooit ou Trump praat oor Mexico nie. En dit kom daar van Colombia af. Dis die ander groot plek waar dit vandaan kom. Kom nie via Venezuela in nie. Die bietjie wat hulle doen, gaan na ander lande toe. Niks te doen met die VSA nie. Maar die VSA het homself soos 'n terrorist gedra die laaste 3 maande daardeur vissersbote. Hulle sê dis narkotrafikbote. Hulle lieg, dis vissersbote wat hulle geloop en bom het. En toe daar oorlewendes was by hierdie vissersbote, mense wat vasklou aan 'n stukkie hout, toe het hulle ook gebom. Dis alles oorlogsmisdade. Ou Trump is skuldig aan oorlogsmisdade. Toe is die storie, ja, maar dit gaan daaroor dat Venezuela die VSA se olie gesteel het. Dis Venezuela se olie. Wat hulle daarmee doen is hulle saak. Maar dit is nie hoe die Amerikaners te sien nie. Nou, die Venezuela het die grootste oliereserwes in die wêreld. 1/5 van die oliereserwes is in Venezuela. Maar dit is 'n swaar tipe olie wat baie raffinaderry nodig het, baie prosesse nodig het om dit skoon te kry. So, die olie is nuttig, veral as jy in 'n oorlog ingaan en jy moet op 'n stadium Europa moet voorsien en die Midde-Ooste en so aan. Nou kan mense sê, ja, wel die VSA het baie olie. Deborah, hoekom worry jy nou oor olie? Ja, maar dit gaan oor die petrodollar.
So, as jy die oliereserwes daar kan beheer, het jy heel moontlik 'n kans om die olieprys ook te beheer. En dit gaan daaroor dat BRICS 'n nuwe stelsel ingebring het, naamlik die unit stelsel, waar volgens hulle op 'n sekere manier die petrodollar wil sidestep en op 'n ander manier handel dryf met olie. Wat beteken die aanvraag na dollars, Amerikaanse dollars, gaan val en dan sal die Amerikaanse ekonomie val en dit sal erger wees as die groot depressie. Glo my vry, dit gaan baie, baie sleg lyk en dit gaan gebeur. Dit is iets wat hulle gaan probeer uitstel, maar hulle kan dit nie doen nie. So wat het die VSA nou gedoen? Die VSA het die CIA ingestuur en hulle het ingekom en die area gebom. Die rede hoekom hulle nie troepe op die grond gesit het in Venezuela nie, is omdat dit 'n tweede Vietnam sou veroorsaak het en die VSA die Vietnamoorlog verloor. Die VSA het nog nooit enige oorlog gewen nie. En daar waar hulle ingaan militêr, kan jy seker maak is daar totaal verwoesting en 'n ingestorte ekonomie, verwoeste infrastruktuur en baie burgerlikes wat sterf. Kyk maar na Irak, kyk na Afghanistan, kyk na Sirië, dis 'n feit. So die hele idee dat die VSA nou 'n wonderlike ding gedoen het vir hulle self en nou vir die wêreld is 'n absolute leuen. Dit gaan hier oor Amerikaanse belange en die petrodollar. Maar nou is dit so interessant dat Chris Wyatt hierdie hele storie vat van Venezuela en dit koppel aan die MTN saak. En dan Cyril Ramaphosa dreig. En ek gaan dit vir julle speel, jy hoef my nie te glo nie, luister net mooi, ek gaan die videoetjies vir jou bymekaar sit. So, nou waaroor gaan die MTN saak? Dit het te doen met die tyd toe Cyril Ramaphosa, ek dink CEO van MTN was 20 jaar gelede, en daar 'n oorlog was in Afghanistan, ook een van daai oorloë wat die VSA verloor het, waar hulle geldwassery was, en die rede was om die heroïne produksie in Afghanistan aan die gang te kry. Die CIA is een van die grootste smokkelhaars van dwelms in die wêreld. Gaan doen die navorsing, is alles op die internet. Reg, nou, die MTN was betrokke by Iran, en Iran was betrokke by Afghanistan, en dit het te doen gehad met bewapening, en wat, ag, hulle het baie stories. Maar, dit is nie dat die Amerikaanse regering nou per ongeluk op dit nou vandag afgekom het nie. Hy sies toch, ons het dit afgekom in die laaste 12 maande, 24 maande het ons agtergekom, die MTN het die Taliban befonds daar in Afghanistan. Onthou, die VSA het 'n onregmatige inval in Afghanistan gedoen. Geen rede gehad om daar in te gaan nie, die plek verwoes, na 20 jaar die land teruggegee vir die Taliban. Ja, en hulle gee miljoene per week aan die Taliban. Gaan kyk het op die internet, jy glo my nie, gaan kyk. Miljoene Amerikaanse belastingbetaler geld. Maar, hulle wil die Suid-Afrikaanse regering bykom, en het gaan daaroor dat die ANC kontak het met Iran, Rusland, BRICS, en dat die Suid-Afrikaanse regering, die ANC, 'n saak gemaak het by die ICJ teen die Joodse staat. Dit is eintlik die groot seerpunt wat daar is. En daarom moet die Suid-Afrikaanse regering vervolg word. So nou het hulle 'n saak gaan opdiep, en dit is die MTN saak, en hier het ek gekry, op the Jewish Report, South African Jewish Report, US scrutiny spells trouble for MTN and South Africa. En dan word dan nogal gesê, can you imagine what happens if this case is proved? So hierdie saak lê by die US Grand Jury, en hulle gaan nou besluit of hulle gaan vervolg, is daar genoeg bewyse dat hulle nou die saak kan hou en 'n vervolging kan hê, en dan die idee is natuurlik om die ANC veral Cyril Ramaphosa te teiken. En gaan dit daaroor dat Cyril Ramaphosa terrorist is, of dat hy terroriste gehelp het? Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor 'n regime change. Die CIA is betrokke by die befondsing van terroriste. Hulle het dit in Sirië gedoen vir 15 jaar. Hulle het nou die dag van Al-Julani, wat die nuwe hoof is van Sirië, verwelkom by die Withuis. Hy was 'n terrorist, hy het 'n $6 miljoen bounty op sy kop gehad, volgens die Amerikaanse regering. Maar nou ja, toe hy nou vir hulle die werkies doen wat hulle moet doen in Sirië, en hy vat die Bashar al-Assad regering oor, wel toe sy appel van die CIA. Die CIA het wapens gesmokkel in Sirië, na Sirië toe, vir meer as 10 jaar, om die regering daar omver te werp. So wie is die terrorist?
Nou die dag het ou Netanyahu weer kom kuier in die VSA. Dis 'n man wat volgens die International Criminal Court 'n arrestasie het teen hom vir oorlogsmisdade, vir volksmoord. Die VSA het hom verwelkom. Hy's 'n pel van die VSA. Hulle is saam in alliansie om die wêreld om te krap, om hulle belange te dien. So hierdie storie dat die ANC is nou so 'n korrupte regering, so 'n terroristiese regering, hy sies tog kyk wat maak hulle, is smoke and mirrors. Niks daarmee te doen nie. Dit gaan oor, julle wil nie maak soos ons sê nie, julle wil nie die saak by die ICJ terugtrek teenoor die Joodse staat nie, julle wil nie 'n NAVO-land wees en NAVO ondersteun in hierdie oorlog teen Rusland nie, so weet jy wat? Ons gaan die lewe vir julle moeilik maak. Nou staan daar, South Africa will be declared a state sponsor of terrorism, removed from the SWIFT international payment system, terrible repercussions. Eintlik gaan dit daaroor, as hulle hierdie skuldig bevinding kan kry in die VSA, en die VSA se regstelsel is so korrup, maar hulle sal dit heel moontlik reg kry, kan hulle die geld na Suid-Afrika toe afsny, en kan hulle 'n revolusie afdwing, 'n bloedige revolusie en 'n regime change in Suid-Afrika regkry. So luister bietjie mooi, hoe praat Chris Wyatt hierdie ding goed en hoe propageer hy die narrative? A U.S.-designated foreign terrorist organization, providing billions of dollars to terrorists responsible for rocket attacks, bombings, and killings of American and Israeli civilians. Now, if these arguments are proven, these actions move beyond reckless corporate risk-taking into the realm of material support for terrorism. The criminal penalties under U.S. law are among the harshest in the federal system, up to 20 years imprisonment per count, and where deaths result, as is alleged here, life imprisonment. But the political implications of this are huge. So wat sê Chris Wyatt vir jou? Hulle gaan die MTN saak gebruik om die ANC skuldig te bevind aan state-sponsored terrorisme, en dan kan hulle maak hulle Cyril Ramaphosa en nog ANC-lede kriminele, sodat hulle sogenaamde wetlike gronde kan hê om die ANC-regering op 'n manier te lig, of ten minste deur sy befondsing af te sny, of om dalk militêr toe te tree, of dalk om 'n sluipmoordspan te stuur, om Cyril te vermoor, of te ontvoer, soos wat hulle gemaak het met Maduro. Nou, jy dink is 'n bietjie van 'n stretch, maar luister 'n bietjie wat sê hy. In the meantime, Ramaphosa better hope that the U.S. government can't prove these allegations, because if they can, there might be a SEAL Team 6 in his future. Pretty frightening stuff, huh? Chris, verstaan ek jou reg? Dreig jy die ANC-president met SEAL Team 6? Want jy noem dit 2 keer in jou video. Waarvoor is SEAL Team 6 bekend? Vir die moord op Ben Laden. Onthou julle? En heel moontlik is SEAL Team 6 ook gebruik in hierdie saak teen Maduro, nadat hy die plek gebom het en 'n klomp burgerlikes se dood veroorsaak het, en 'n klomp Venezuelans omgekoop het, toe stuur hulle die SEAL Team 6 in om Maduro en sy vrou te ontvoer na 'n militêre gevangenis, naamlik lyf my Guantanamo Bay. So, dit wat hy hier kwytraak is 'n baie ernstige waarskuwing, dreigement teen die ANC-regering. Hou dit in gedagte. Dit werk alles saam met wat ek al gesê die laaste 3 jaar wat vir ons kom. So, die VSA soek 'n regime change in Suid-Afrika by hoek of by kroek. En want ek het al voorheen gesê, mense moet maar gaan luister na wat ou Chris sê, want Chris werk namens die CIA. Hy is besig om die CIA en die US State Department se narrative, hulle agenda te druk en te bespreek en te propageer. En die rede daarvoor is, hulle is almal ten gunste, en hy werk saam met hulle om 'n regime change in Suid-Afrika te kry, sodat hulle 'n nuwe NAVO puppet government in plek kan sit. En so regime change in Suid-Afrika sal gepaard gaan met baie bloedvergieting. Want wat is die VSA se alternatiewe? Sal hy nou ook hier kom lê met sy vloot en Pretoria bom en die ANC president gevange neem? Nee, hulle is slimmer as dit. So wat gaan die playbook wees? Hulle gaan die geld afsny na Suid-Afrika toe, wat beteken 27 miljoen is op SASSA, niemand sal salarisse ontvang nie,
Die amptenary kan nie betaal word nie, die polisie en die weermag muit, hulle moet begin geld steel of banke nasionaliseer of pensioenfondse vat om hierdie ding deur te trek in Suid-Afrika, en selfs dit sal nie 'n permanente oplossing wees nie. Ek het gesê, Chris Wyatt is nie ons maat nie. Die dag wanneer die regime change in Suid-Afrika begin gebeur, dat hulle die geld afsny, die land brand, die huise brand, die karre brand, die plase brand, gaan Chris Wyatt nie daar wees om na die blanke boerevolk om te sien nie. Ook nie Trump nie, ook nie die Navy SEALs nie. Ek verwag geen Amerikaanse weermag hier om te kom help nie. Maar hulle is almal vinnig om planne te maak om van 'n regering ontslae te raak vir Amerikaanse belange. Nou ja, Chris Wyatt het hom hier in hierdie video baie duidelik bewys as 'n CIA mondstuk. Hy het hom bewys dat die VSA 'n regime change in Suid-Afrika wil doen soos wat ek gesê het. En ek dink Chris Wyatt moet mooi verstaan. Hy kuier graag in Suid-Afrika. My persoonlike opinie is die Suid-Afrikaanse regering gaan dit nie meer langer toelaat nie. Soos wat die VSA regering gemaak het met van die ANC diplomate, gaan hierdie regering heel moontlik maak met Chris Wyatt. So dat die volgende keer as hy so ingevlieg kom, dan arresteer hulle hom, trek sy visum terug, verklaar hom persona non grata. Hy sal gelukkig wees as hulle hom terugstuur op die vliegtuig en hom nie in aanhouding plaas nie. En miskien sal ou Chris dan miskien verstaan hoe werk die krisis om blank te wees in 'n sel saam met 40 swartes. Kom ons kyk of hy dan gaan verstaan hoe werk dit in Suid-Afrika.